jy stem vir die mic om te sê. Kom ons raak rustig voor die Here. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken nie en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as wat die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Ek wil die Here loof. Broers en susters, jongmaats, genade, barmhartigheid en vrede. En mag ek byvoeg 'n stukkie koelte vir elkeen van julle vanoggend. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons loof die Here met lied 205 in ons liedboek. Nou in julle boekies is dit op bladsy 48. Bladsy 48 en daar is dit lied nommer 4. Laat ek homself nou net hier by my kry. En soos ek sê, kom ons deel met mekaar en beleef ietsie van die gemeenskap van die gelowiges ook. Bladsy 48, daar is hy nommer 4. In die liedboek is dit lied 205. En daar sing ons 3 verse. Julle die 3 verse daar. Kom ons staan en dan sing ons dit van harte saam met die klavier.
sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen. Laat ons om vrymoedig ons Vader kan noem. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Onse Hemelse Vader, ons kan nie anders nie as om saam met die woorde van hierdie lied net amen te sê. En te sê, Hemelvader, met alles wat ons het, met alles wat ons is, met alles in ons, met ons hele wese, met ons stemme, met ons liggame, wil ons U vanoggend loof en prys. Hemelvader, dis dalk juis op 'n dag soos hierdie, wanneer ons besef hoe kom Paulus dit reg gekry het om U te loof en te prys, selfs in moeilike omstandighede. Ons het so vas vanoggend weer deurgeloop deur iets waarmee ons algemeen bekend is. Kragonderbrekings. En daar's gedurig wateronderbrekings. Maar ten spyte daarvan, Hemelvader, het ons oor as genoeg rede om U te loof en te prys. Vir wie U is, vir wat U doen, ook in elkeen van ons lewens. Terwyl ons U vanoggend loof en prys, wil ons U ook prys en dankie sê saam met elkeen op ons verjaarsdaglys wat vandag verjaar en in hierdie week. Dankie Here dat dit vir hulle 'n spesiale dag sal wees. Dankie vir die voorreg om te verjaar en spesiaal te voel op so 'n dag. Saam met hulle wil ons dankie sê vir U genade die afgelope jaar. En dankie dat hulle ook kan weet dat U in die jaar wat nou vir hulle voorlê, ook met hulle en by hulle en in hulle is deur U Heilige Gees. Ons bid ook Hemelvader vir elkeen op ons siekelys, elkeen op ons voorbiddingslys. Daar is baie name. U ken elkeen van hulle se omstandighede. U ken ook hulle geliefdes se vrese, wat ook deur 'n moeilike tyd gaan. Ons bid vir elkeen van hulle. En Hemelvader, as hulle dalk nou na hierdie opname kyk, mag hulle ook op 'n besondere manier op hierdie oomblik beleef, hoe U by hulle is, en hoe U vir hulle styf vashou, ook in hulle moeilike tyd. Dankie Hemelvader, dat ons ook kan bid vir die gemeenteprogram. Dankie dat ons deel van 'n gemeente kan wees, waar ons besig is, waar 'n klomp dinge gebeur, waar daar geleenthede en bedieninge is vir elkeen, van die jongste tot die oudste. Ons bid vir al die aktiwiteite wat ook in hierdie week wat voorlê gebeur. Here Jesus, laat dit asseblief alles, maak nie saak wat die inhoud van daardie aktiwiteit is nie, net gaan oor U, sodat U uiteindelik alles in elkeen en in almal van ons sal wees. Dankie Hemelvader, dat ons ook kan uitsien na U woord. Hemelvader, ons wil nie verkeerde afleidings maak nie, maar is tog interessant dat ons verlede week uitdagings met die rekenaar gehad het. En vandag het ons uitdagings met die krag gehad. Maar dankie dat U woord, U evangelie elke keer kon voortgaan. En dit is vir ons 'n teken dat U nie gestuit word nie, dat U woord onstuitbaar is. En as U wil hê dat ons moet hoor wat U vir ons wil sê, en as U wil dat ons as medegelowiges hier saam in 'n gemeente bymekaar moet wees op 'n Sondag, dan sal dit gebeur, ongeag wat dit moeilik maak. En daarom het ons ook 'n verwagting dat U ons juis onder hierdie buitengewone omstandighede vanoggend hier bymekaar gebring het. Praat asseblief met ons elkeen, maak asseblief U woord duidelik, laat ons hoorbaar wees en bring asseblief U woord ten spyte van die boodskapper wat dit moet aflewer. In Jesus se naam, amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Psalm 32. Psalm 32, en ek lees daar vir julle uit die 2020 vertaling uit.
Die eerste vers sê van Dawid. En dan is daar 'n interessante woord in die 2020 vertaling, 'n maskiel. Dis vreemd. Klink soos 'n muskiet. Maar is nie 'n muskiet nie, dis 'n maskiel. En daai woord, julle kan hom nou nie op die skerm sien nie, spel jy as M-A-S-K-I-E-L. En die vertalers het spesifiek gekies om hierdie woord net so te hou, dis 'n Hebreëse woord in die vertaling. En hulle het dit gedoen omdat daar verskillende maniere is om dit te vertaal. Jy kan dit vertaal as 'n stukkie wysheid, jy kan dit ook vertaal as 'n stukkie onderrig. En dan gaan Dawid voort en hy skryf: Gelukkig is die een wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here sondeskuld nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek stil gebly het my gebeente broos geword onder my gekreun die hele dag. Ja, dag en nag was u hand swaar op my. My lewenskrag het weggekwyn, soos in die hitte van die somer. Sela. Nou kom ons stop net eers 'n bietjie by hierdie Sela. Julle het seker gesien in die 53 vertaling en ook nou in die 2020 vertaling kom die woord Sela weer duidelik voor. Nou dis ook 'n Hebreëse woord wat hulle net so gehou het. Ons weet ook nie presies wat die woord Sela beteken nie. Maar dit lyk asof dit dalk iets te doen gehad het met 'n musieknoot en dit lyk of dit iets te doen gehad het om te sê, nou dat dit geskryf is, stop nou eers en dink mooi oor dit wat hier gesê is, voordat jy verder lees. Dis asof dit die hoorder 'n stukkie terugvat en sê, terughou, hold your horses. Dink eers mooi wat hier gesê is. So kom ek lees weer daai vers, voor die Sela, want dit is duidelik dat die psalmdigter wil hê ons moet hieroor dink. Dag en nag was u hand swaar op my. My lewenskrag het weggekwyn, soos in die hitte van die somer. Sela. My sonde het ek teenoor u erken. My sonde skuld het ek nie bedek nie. Ek het gedink, ek wil my oortredings teenoor die Here bely. En u het my sonde skuld vergewe. Sela. Dit is waarom elke getroue volgeling tot u moet bid, terwyl die geleentheid daar is. Die geluid van 'n groot watervloed sal hom nie bereik nie. U bied vir my beskutting. U vrymaar my van nood. Met jubelkrete van bevryding omring u my. Sela. En dan vers 8. Ek wil jou insig gee. Ek wil jou die pad leer wat jy moet loop. Ek wil jou raad gee. My oog oor jou hou. Moet jy nie soos 'n perd, soos 'n muil sonder verstand gedra nie. Met toom en stang moet sy krag beteel word. Anders bly hy nie by jou nie. 'n Goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, troue liefde omring hom. Verbly julle in die Here en juig regverdiges. Ja, jubel dit uit, almal met opregte harte. Tot sover ons skriflesing. Kinders, moes julle al julle skooltas die hele dag oral op julle rug saamdra. Onthou jy hoe dit vir jou gevoel het? Al was daardie tas net vol boeke en jou kosblik, het dit teen tweede pouse gevoel of dit vol klippe gepak is. Vroeg in die middag, net voor sport, het jou skouers begin brand. Teen laatmiddag, toe jy amper huis toe gaan, het dit gevoel of jou rug gaan breek.
maar jy kon nie jou tas net daar los nie. Dit is asof dit aan jou vasgeplak is. Dit is presies hoe dit voel as jy nog nie vir jou baal vertel het as jy iets verkeerd gedoen het nie. Dit is presies hoe dit voel om met onbeleide sonde rond te loop. Dit is daardie knaande gewete, daardie ding wat jy gedoen of gesê het of dalk juis nie gedoen het nie, wat soos 'n grys wolk oor jou hele dag hang. Toe jy uiteindelik na die lang dag by die skool in die huis instap, kon jy nie wag om daardie swaar tas net daar neer te gooi nie. En onthou jy nog wat jou ma gesê het? Gaan bære die ding in jou kamer. Maar dis nie met die punt wat ek wil maak nie. Onthou jy hoe jy gevoel het toe jy daai tas van jou rug afhaal en op die grond hard neersit? Wat 'n verligting. Die swaar las is van my af. Psalm 23 sê, dit is hoe ons voel as ons sonde van ons af is. Vers 1 en 2 sê, ons voel dan gelukkig. Wel geluksalig, soos die 33 vertaling dit vertaal. Wanneer ons oortredinge vergewe is, en ons sonde bedek is, en ons sonde skuld ons nie toegereken word nie. In lyn met die beeld wat ek net nou gebruik het, sou ons kon sê, hoe ongelooflik gelukkig is die mens, wat nie meer daardie swaar tas hoef te dra nie. Maar voor ons by daardie verligting uitkom, neem Dawid ons eers terug na 'n tyd in sy lewe toe hy nie daardie swaar tas wou neersit nie. Hy beskryf 'n tyd in sy lewe toe hy besluit het om stil te bly oor sy sonde. Hy het iets gedoen wat verkeerd was. En sy strategie was, ek gaan dit net ignoreer. Ek gaan maak asof niks gebeur het nie. Ons ken daai strategie. Ons sorg dat ons hare reg sit. Dat ons vriendelik glimlag by die kerk. Dat ons sosiale media profiele wys hoe geseënd ons is. Maar binne in ons is daar 'n ander storie wat afspeel. Dawid beskryf sy stilswye oor sy sonde in vers 3 met sulke rou eerlikheid dat dit ons amper ongemaklik maak as ons dit lees. Hy sê, toe ek stil gebly het, het my gebeente broos geword onder my gekreun die hele dag. Die 33 vertaling vertaal dit nog sterker. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. Dink net vir 'n oomblik aan hierdie beeld. Sy bene, die fondasie van sy liggaam, het begin swak word. Dit is nie net poëtiese taal nie, dit is 'n beskrywing van wat skuldgevoelens aan 'n mens se hele menswees doen. Wanneer ons foute wegsteek, vreet dit ons van binne af op. Jy kan nie jou siel en jou liggaam van mekaar skei nie. As daar onrus in jou gees is, omdat jy weet jy lewe 'n leuen, gaan jou liggaam naderhand die prys betaal. Dawid praat van 'n gebrul die hele dag lank. Dit is die geluid van 'n siel wat in pyn is, wat weier om die regte woorde te sê. Dit is soos 'n stoompot waarvan die klep toe is. Die druk hou net nie op nie. Dawid gaan verder en hy sê in vers 4, ja, dag en nag was u hand swaar op my. My lewenskrag het weggekwyn, soos in die hitte van die somer.
Die 33 vertaling vertaal dit so: want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. As jy al ooit in die binneland van Suid-Afrika was tydens 'n strawwe droogte, weet jy presies waarvan hy hier praat. Alles is vaal. Die grond kraak, die plante verwelk en niks kan groei nie. Dit is hoe Dawid se binneste gevoel het. Hy het gevoel asof God se hand hom plat druk. Soms is die ongemak wat ons voel, die angs wat ons nags wakker hou oor iets wat ons gedoen het, juis God se manier om vir ons te sê: my kind, moenie so aangaan nie. Hierdie pad lei na die dood. Kom terug huis toe. Kom praat met my. Wees eerlik met my. In vers 5 sien ons die groot oomblik van ommekeer. Dawid het besef, hy kan nie so aangaan nie. En hy sê: my sonde het ek teenoor u erken. My sonde skuld het ek nie bedek nie. Ek het gedink, ek wil my oortredings teenoor die Here bely. Kyk hoe eenvoudig is dit, maar terselfdertyd so moeilik. Die geheim van die Christelike lewe is nie daarin om nooit te struikel nie, maar om die moed te hê om te sê, ek het gestruikel. In ons kultuur vandag is dit amper 'n sonde om te erken dat jy verkeerd gedoen het. Ons herdefinieer sonde dikwels as oordeelsfoute of die gevolg van my omstandighede. Ons soek verskonings. Ek was moeg. Hulle het my geterg. Almal doen dit mos. Dit is tog nie so erg nie. Maar Dawid doen niks van hierdie dinge nie. Hy noem dit wat dit is: sonde, ongeregtigheid, oortreding. Daar is 'n geweldige krag daarin om dinge by die naam te noem. Wanneer jy voor God staan en sê: Here, ek was selfsugtig in my huwelik, of ek was oneerlik met my finansies, of ek het my naaste benadeel, dan breek jy die mag wat daardie sonde oor jou het. Solank as wat dit 'n geheim is, besit dit jou. Die oomblik as jy dit bely, gee jy dit oor aan God. En kyk, wat is God se reaksie? God se onmiddellike reaksie. Dawid sê nie, hy moes eers deur 10 hoepels spring, of 5 jaar lank op sy knieë boet, voor God hom gehoor het nie. Nee, hy sê, ek het gesê, ek wil bely, en u het vergewe. Die vergifnis is onmiddellik. Dit is radikaal. Dit is die kern van wie ons God is. Hy is nie 'n God wat wag met 'n groot stok om ons te slaan wanneer ons fouteer nie. Hy is die Vader wat op die uitkyk staan vir sy verlore seun, gereed om hom te omhels, nog voor hy sy hele belydenis toespraak kon klaarmaak. Maar hoe is dit moontlik dat die heilige God net so maklik, onmiddellik, sonde kan vergewe? Dit is waar ons as gelowiges vandag die voorreg het om Psalm 23 deur die bril van die Nuwe Testament te lees. Die rede waarom God ons skuld kan bedek en nie meer
teen ons reken nie, is omdat daardie skuld op iemand anders gereken is. Ons is nou in lydenstyd. Dit is die tyd van die jaar waar ons onsself herinner aan die pad wat Jesus Christus gestap het. Terwyl Dawid sy gebeente uitgeteer het van sy eie skuld, het Jesus se liggaam gebreek onder die gewig van ons skuld. God se hand was swaar op Dawid sodat hy kon bely, maar God se hand was die swaarste op Jesus aan die kruis, sodat ons nooit die oordeel van ons sonde hoef te dra nie. Ja, Jesus is die vervulling van Psalm 23. Hy is die een wat die somergloed van God se toorn verduur het, sodat ons die verkwikkende reën van vergifnis kan smaak. Wanneer die Psalm sê dat die Here die geregtigheid nie toereken nie, is dit omdat dit aan Christus toegereken is. Dit is die groot ruil. Hy kry ons vuil klere, ons kry sy skoon kleed. Hy kry ons skuld en ons kry sy vryspraak. Dit is die vaste fundament waarop ons staan. Daarom hoef ons nie bang te wees vir kwesbaarheid nie. Ons hoef nie bang te wees om te sê, ek is 'n sondaar nie. Want ons weet reeds wat die antwoord is. Jy is vrygespreek in Christus. Die evangelie gee ons die veiligheid om eerlik te wees. Om so eerlik voor God te wees, is nie iets wat ons net een keer doen wanneer ons tot bekering gekom het nie. Dit is 'n daaglikse ritme. En daarom wil ek julle uitnooi om in hierdie lewenstyd, in hierdie ritme, in hierdie gewoonte te kom. Ek wil julle saam met myself aanmoedig om elke aand van hierdie lydenstyd 'n spesifieke skuld inventaris voor God te doen. Moenie net sê, Here, vergewe al my sondes nie. Dit is te maklik. Dit is te vaag. Nee, noem jou oortredings by die naam. As jy vandag ongeduldig was met jou kinders, sê dit. As jy vandag stout was in die klas, sê dit. As jy iemand agter sy rug sleg gesê het, sê dit. As jy vandag 'n geleentheid gehad het om goed te doen en jy het uit selfsugtigheid weggekyk, bely dit. Kom ons oefen vanoggend sommer nou hier in die erediens hierdie ritme. Net hier waar ons sit. Nou 'n bietjie makliker want dit is koeler. Laat ons sommer nou daardie swaar rugsak afhaal. Laat ons ophou swyg. Die Vader wag. Hy wil ons vergewe. Kom ons maak almal ons oë toe. Net daar waar ons sit. Jy sit so gemaklik as wat jy kan, want jy gaan nou 'n paar oomblikke alleen voor die Here verkeer. Dis nou 'n tyd tussen jou en die Here. Wat jy nou met hom gaan deel, weet niemand anders noodwendig nie. Hulle hoef ook nie. Dis baie persoonlik. En is so konfidensieel dat jy dit met hom kan deel en dat jy dit vir hom kan sê. Want hy gaan van niemand vertel nie. Is daar dalk 'n sonde in jou verlede? Dit kon 'n maand gelede gewees het. Dit kon 'n jaar gelede gewees het.
Dit kon 'n dekade gelede gewees het. Wat jy dalk nie graag wil onthou nie. Maar as jy baie mooi dink, dan gaan jy dit onthou. Ek gaan jou 'n rukkie terugvat na daai pyn toe. Ek weet, dit is pynlik. Maar jy weet ook, daardie ding of daardie iets ry jou. Dit ontstel jou. Dit steel jou vreugde. Miskien omdat jy nog nie regtig vir die Here daarvan gesê het nie. Jy het miskien gedink, maar hy weet daarvan. Hoekom moet ek dit vir hom sê? Dis in elk geval seer om dit weer te sê. Maar deel van jou loskom daarvan. Deel van jou vrykom van hierdie ding wat jou so vashou, is om dit by die naam te noem en vir die Here te sê. As daar so iets in jou lewe is, of dalk meer as een iets, daar in jou stil gebed in jou hart, sê dit vir die Here. Noem dit vir hom by die naam. Kom ons beweeg 'n bietjie nader aan vandag, terwyl jy nog steeds by die Here is. Dink terug aan jou lewe die afgelope week. Is daar iets wat jy gesê, gedink, gedoen het, wat jy nog nie bely het nie? Wat jy nog nie vir die Here gesê het nie? Wat jy nog nie vir hom genoem het nie? Dalk selfs iets hierdie naweek. Dalk selfs Vrydag aand, gister deur die loop van dag, miskien selfs vanoggend vroeg. Ja, die Here weet daarvan, maar hy wil dit graag uit jou mond uit hoor. Noem dit ook vir hom. Sit dit ook voor hom neer. Hemelvader, dis moeilik om eerlik te wees. Dis moeilik om broos te wees, om kwesbaar te wees, om te erken dat ons sondaars is. Maar dankie dat U ons dit juis laat doen, om ons te bevry van die houvas van daardie skuldgevoelens op ons. En om ons te keer om weer dieselfde te aanhou doen. Here, U het presies gesien, gehoor, wat nou in elkeen van ons harte afgespeel het. Alles waarin ons gedink het, en waar ons dalk nie aan gedink het nie, wil ons nou vanoggend na U toe bring. Ons wil al ons sonde voor U neersit. Ons wil dit bely. Here, ons weet dit is verkeerd. Ons weet dit was verkeerd. Ons kan nie daarvan wegkom nie. Ons weet dat dit U seer gemaak, dalk selfs kwaad gemaak. Here, ek is jammer. Ons is jammer. Ons weet dit moes nooit gebeur het nie. Maar Here, dankie dat U vanoggend vir ons sê, in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, soos wat ons nou so pas gedoen het, U is genadig en barmhartig. U vergewe ons van al ons sondes. U vergewe ons al ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Alles. U maak ons skoon. U het net nou ons die erediens laat begin met die wonderlike troos in Psalm 103.
So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder U ons oortredinge, ons sondes van ons af. U vergewe ons en U vergeet ook daarvan. En daarom kan ons vanoggend wel geluksalig voel. So ongelooflik gelukkig voel, soos Psalm 32 vanoggend gesê het. Want ons was eerlik met U. Ons het alreeds daar 'n bevryding ervaar. En nou weet ons ook, ons is vergewe. Here Jesus, ons weet U het die prys daarvoor betaal. Ons sal nooit regtig besef wat dit U gekos het en wat dit werklik aan U gedoen het nie. In lydenstyd gee vir ons so ietwat van 'n prentjie daarvan. Here Jesus, ons kan nooit genoeg vir U dankie sê nie. Want as dit nie vir U was wat in ons plek gestraf is nie, sou ons nie vandag vergewe kon wees nie. Net U, Here Jesus, maak dit moontlik. Here, help ons asseblief om ook nou daardie sonde wat ons so vasgehou het en wat ons nou voor U bely het en wat ons van vergewe is, te los. Dis verby. Ons is skoon. Ja, in sommige gevalle dra ons nog die gevolge daarvan, maar ons is vergewe. U het ons skoon gewas. Help ons asseblief om onsself nie verder daaroor te pynig nie, maar om vanuit U vergifnis te leef. En mag ons vra, Hemelvader, dat dit wat ons vandag weer begin doen het, hierdie ritme van belydenis en die ontvangs van U vergifnis, ag, help ons asseblief om dit gereeld te doen, want ons is sondaars. Ons gaan verseker in hierdie week nog struikel, maar lei ons om elke dag met U oop kaarte daaroor te speel. En help ons asseblief ook in ons daaglikse stryd teen die sonde. Dankie dat U ons nie net vergewe nie, maar dat U ook deur die Heilige Gees hoe langer hoe meer in ons woon en ons werk en ons ook versterk en lei en krag gee en vul met die vrug van die Gees in ons daaglikse stryd teen die sonde. Dankie dat ons ook weet dat hierdie nie 'n ewige stryd gaan wees nie, maar dat ons uiteindelik deur U, Here Jesus, vir ewig by U gaan wees, waar daar geen sonde, geen teken van sonde, geen skuldgevoelens meer sal wees nie. Dankie Here Jesus, dat U ook dit vir elkeen en vir almal van ons moontlik maak. En Hemelvader, ons kan maar net vir U dankie sê en nooit ophou om vir U dankie te sê nie. In Jesus se naam, amen. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes.
Baie dankie diakens. Kom ons blaai nou in die lied, in die liedbundel na bladsy 55 toe. Bladsy 55 en daar lied nommer 14, in die liedboek is dit lied 510. Genade onbeskryflik groot. Ek dink as ons nou hierdie lied gaan sing, gaan dit nou vir ons na hierdie skriflesing en boodskap soveel meer betekenis hê. Want ons weet, hierdie is ons elkeen se verhaal. Somtyds op 'n daaglikse basis. Bladsy 55, nommer 14, genade onbeskryflik groot. Ons sing al 4 die verse in die boekie. Na die uitspreek van die seën, sing ons ook die amen saam. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde en vergifnis van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly.